Welkom by ons uitsending. Dit is Joseph François Oberholzer. Ek is van die Ministry of Reconciliation hier in Suid-Afrika. Dit is vandag Dinsdag, die 10de van die maand Nisan, die jaar 5785 op die Hebreëse kalender, die 8ste April 2025. Oor 10 dae vier ons die belangrikste Christusfees op ons kalender, naamlik die Paasgebeure. Dis die naweek van die 18de tot en met die 20ste April. Dit sal dan wees op die Hebreëse kalender die 20ste Nisan tot en met die 22ste van Nisan die jaar 5785. Vandag gaan ons kyk na Christus se eerste amptstaak deur die Satan se versoeking. En dan volgende week se uitsending, die 24ste Nisan 5785, 22 April 2025, sal spesifiek handel oor die week voor Jesus se kruisiging tot en met sy opstanding. Ek sien uit daarna om dit ook saam met u te deel en hierdie pad saam met u te stap. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Jesus in the wilderness, fasting and praying. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Then he heard the devil saying, Jesus, you're a hungry man. Do yourself a favor. Save yourself if you're a savior. Send forth your devil said, and Jesus answered, we live by the word of heaven, we live by the word of heaven, we live by the word of heaven, not by bread alone. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Jesus in the wilderness, fasting and praying. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Then he heard the devil saying, Jesus, you're a holy man. Show the world your power. Throw your body from this tower. Surely the angels will lift your sacred head. That's what the devil said. Then Jesus answered, believe in the power of heaven. Believe in the power of heaven. Believe in the power of heaven. Never test your God. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Jesus in the wilderness, fasting and praying. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Then he heard the devil saying, Jesus, you're a mighty man. You're beyond temptation. You deserve to rule the nations. Kneel down and serve me, and I will crown your head. That's what the devil said. Then Jesus answered, my Lord is the God of heaven. My Lord is the God of heaven. My Lord is the God of heaven. I serve God. Jesus in the wilderness, 40 days, 40 nights. Jesus in the wilderness. As u gereeld die luister, sal u agterkom dat ek vandag effens met 'n sleeptong praat. Ek het 'n operasie 'n week terug in my mond gehad, so ek vra om verskoning daarvoor en ek vra dat u geduldig met my sal wees, want dit gaan nog vir 'n paar weke so wees. Baie dankie dat u verstaan
Ek loof die Here vir sy genesing in my mond. Dit is absoluut wonderbaarlik fantasties. Maar ek sal op 'n stadium 'n opname doen waar ek net vir die Here getuie gaan wees deur my lewe en wat hy al vir my in my lewe gedoen het. Wonderwerke het al gebeur en ek is opgewonde om u daaroor meer te vertel. Maar kom ons kyk dan na die Paasgebeure wat oor 10 dae op hande is. En ons kyk spesifiek na die gebeure in Matteus 4 waar Jesus deur die Gees na die woestyn gelei word en waar Satan dan ook vir Jesus versoek. Die volgende uitsending waar ons kyk na die Paasgebeure in die week voor Jesus se kruisiging en opstanding, gaan ek doen uit Handelinge 9 uit, die pad van Damaskus. En wanneer ons vandag na hierdie gebeure kyk, dit is my doel hiermee. En dit is hoe die Heilige Gees my lei, dat u sal verstaan, Jesus het sy eie Damaskus ervaring gehad, en dit het in die woestyn gebeur. En daar is baie wat ons by Jesus kan leer oor sy Damaskuspad, want hy het daai pad gestap, sodat ek en jy ook daardie pad van Damaskus kan stap, en ons moet hom stap. Ons kan nie daar verbykom nie. In Matteus 3 vers 17, Jesus word gedoop en toe Jesus uit die water uitkom, het die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal. En daar was getuies om dit te bevestig. En toe kom daar 'n stem, vers 17 van Matteus 3. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En dan begin Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Jesus sy eerste amptstaak, hy moes versoeking weerstaan, sodat ek en jy ook deur hierdie tye op ons Damaskuspad van versoeking kan gaan, sodat ons dit kan weerstaan, want ons hemelse verlosser het ook daardie pad vir ons gestap. Versoeking is iets wat ons almal uit die diereondervinding ken. Sommige word versoek met geld, materialisme, die vermeerdering van besittings, ander met aansien, prestige en eer, nog ander word versoek met uiterlike skoonheid of krag. Agter en binne in alle versoekings skuil die duiwel. Die duiwels is professionele, voltydse teenstanders van God en die gelowiges. Satan is die spesialis versoeker. Hy verlei jou met allerlei aantreklikhede en probeer jou so van God losmaak. Maar vandag kan ons dit van mekaar sê, deur God se genade sal hy dit nooit regkry nie. Want 1 Johannes 5 vers 18 sê vir ons, die Seun van God, Jesus Christus, beskerm ons, daarom kan die Satan nie aan ons raak nie. Maar daar is versoekings op die pad. Ons is nie gevrywaar van versoekings nie. Ons hoop is dit, dat God homself ons beskerm en ons daardeur lei. So leer ons God in die begin ken, in die paradys ken, waar hy Adam en Eva by die boom van kennis op die proef stel. So ken ons hom vandag, waar hy die getroue volgelinge van Jesus Christus voorlê. So sien ons hom ook in Matteus 4, dis nou natuurlik die Satan, met die Here Jesus in die woestyn. Die gebeure van Matteus 4 staan tussen die paradysgeskiedenis en vandag. Die geskiedenis is uniek in die geheel van die heilsopenbaring. Christus se optrede bring verandering in die donker land van versoeking. Matteus 4 begin met 'n tydsaanduiding. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in. Die woordjie toe dwing ons terug na Matteus 3, die geskiedenis van Jesus se doop in die Jordaan. Met die doop begin ons saligmaker se amptswerk. Die Heilige Gees daal op hom neer, soos ons mekaar gesê het aan die begin, en maak hom vol. Dis belangrik, en maak hom vol. Nou moet hy Christus wees, gesalfde. As gesalfde moet hy teen Satan stry en oorwin. Toe Jesus gedoop is, toe op daardie oomblik word hy weggelei die woestyn in.
Weg van die Jordaanrivier waar Johannes die volk tot bekering roep. Weg van die besige stad Jerusalem met die gewoel van duisende mense. Jesus word die eensaamheid ingelei deur die Heilige Gees. God, die Heilige Gees, stuur Jesus die woestyn in om deur die duiwel versoek te word. Hier staan nie dat die Gees vir Jesus in die woestyn versoek het nie. Die apostel Jakobus 1:13, leer dat God self niemand versoek nie. Hier staan wel dat die duiwel vir Jesus versoek nadat die Gees hom in die woestyn ingelei het. Met ander woorde, die Gees berei die strydveld voor. Die Heilige Gees bring Satan in die krisis. Die verleier word met die verlosser gekonfronteer. Satan het geen keuse nie. Hy moet tot die stryd toetree. Ons leer ook hier in Matteus 4 van 'n profetiese vervulling. Deur versoeking het die eerste Adam, Romeine 5:12, die hoof van die hele mensdom geval. Dit is Genesis 3. Die laaste Adam, 1 Korintiërs 15:45, Jesus Christus, die verlosser van die mensdom, moet die val regmaak. Dis Matteus 4. Jesus moet sy amptswerk begin deur Satan se versoeking te weerstaan. God eis dit. Alleen langs hierdie weg kan Jesus ons ware verlosser wees. Slegs deur nee te sê teen sataniese versoeking en volkome gehoorsaam aan die Vader te wees, kan die verskriklike breek van die sondeval herstel word. Die Heilige Gees forceer die krisis af. Dit kan nie gesuistap word nie. Sien op die weg wat ek en jy stap, op ons Damaskuspad wat ons volgende week by Paulus, wat eers Saulus was, gaan leer, ons moet daai pad stap. Jesus moes hierdie pad stap, van sy doop reguit na die woestyn toe, sodat ons die woestynkrisis, sodat ons daardeur kan gaan en kan besef dat God ons nooit sal alleen laat nie. Let op watter omstandighede die Here Jesus die krisis binnegaan. Die stryd wat hy as laaste Adam stry, is oneindig meer intens as die stryd van die eerste Adam. Die eerste Adam, die laaste Adam, Jesus Christus. Want waar is die eerste Adam versoek? In die paradys, waar oorvloed en weelde heers. Dit maak sin, hè? En die laaste Adam in die woestyn, na 40 dae nagte van vas. Jesus het niks geëet en gedrink nie. Wanneer is die eerste Adam versoek? Voor die sondeval, toe hy en sy vrou in vrede met God saamgeleef het. En die laaste Adam, Jesus, na die sondeval, terwyl die volkmenigte teen God in opstand kom, en selfs die verbondsvolk Israel die pad van die Here by herhaling verlaat. Hoeveel keer is die eerste Adam versoek? 1 keer, en hy het geval. En die laaste Adam, Jesus, 3 keer om mee te begin, want dit is wat die evangelie ons leer. Dit verwys net na 3 momente. Later in sy lewe sou hy by herhaling verder versoek word. Op Golgotha bereik dit 'n dieptepunt. Dan is Satan met sy listige praatery by. As u die seun van God is, kom van die kruis af. In aansluiting by die eerste vers van Matteus 4 word vertel hoe Christus 3 maal deur Satan versoek is. Die klem hier val besonder op hoe ons verlosser met al 3 versoekings van die duiwel te werk gaan. Totaal anders as Eva in die paradys, reageer hy nie op die verdraaide woord van die duiwel nie. Hy redeneer nie met Satan nie. Dit op sigself sê reeds baie. Hieruit moet ons lering trek. As daar versoeking op die pad kom, moenie begin onderhandel nie. Moenie 1 tree saam met Satan beweeg nie, want dit is 1 tree te veel. Besmoontlik 'n fatale tree. Ons moet maak soos wat Jesus maak. Ons verlosser in die woestyn antwoord uit die skrif. Daar staan geskrywe, so sê die Here. En daarmee is die saak afgehandel, Satan. As God gepraat het, is dit klaar gepraat en dan moet jy stil bly. Teen hierdie magtige wapen het Satan geen kans nie.
daar staan geskrywe, so sê die Here. 3 maal probeer hy, 3 maal faal hy. Hy loop hom telkens tromp op teen God se woord. Hy moet die aftog blaas. Lukas vermeld in sy evangelie, en toe die duiwel elke versoeking geëindig het hy 'n tyd lank van Jesus gewyk. So wat leer dit vir my en vir jou in 'n versoekingsmoment? Net dit. Ons moet dit sê, wyk Satan, daar staan geskrywe, so sê die Here. Die implikasie hier is, dat ons die woord van die Here teen die Satan gebruik. Daarom moet ons sy woord ken. Daarom is dit belangrik dat ons elke dag ons neus in God se woord kry, dit lees, daaroor nadink, daaroor mediteer en daaroor bid. Dit sê egter nie die oorlog is verby nie. Die hoogtepunt van die oorlog sal aan die kruis besleg word. Terwyl Christus helse pyn en bange Godverlatenheid verduur, is Satan die versoeker daar. Maar dan hoor ons tog uiteindelik die woord van oorwinning. Dit is volbring. Vader, in u hande beveel ek my gees. Johannes 19 vers 30. Halleluja, prys die Here. Ja, amen. Aan die kruis wys Jesus dat hy elke tree van sy aardse lewe in ooreenstemming met Matteus 4 gegee het. Hy was nooit ongehoorsaam aan sy Vader nie. Satan was vir geen oomblik sy meerdere nie. Daarom dat die Hebreërskrywer in hoofstuk 4 vers 14 tot 16 sê, ons het 'n groot hoëpriester wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Jesus is oorwinnaar oor Satan. As laaste Adam het hy herstel waar die eerste Adam ons almal verbrou het. Nou dat ons dit weet, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Laat ons vandag uit die krag van God leef. Ons Here Jesus is vandag in die hemel. Hy tree as hoëpriester elke dag vir ons in. Ons het 'n hoëpriester wat ons goed ken. Hy kan met ons swakhede medelee hê, omdat hy sy eie Damaskuspad daar in die woestyn gestap het, want hy is in alle opsigte versoek, net soos ons, maar die verskil sonder sonde. Jesus entered Jordan's waters when his work had just begun. God the Father spoke from heaven, "This is my beloved Son. Levites gazing into heaven saw their white robed Savior come, and they heard the Father witness, "This is my beloved Son. Joseph saw two glorious beams, shining brighter than the sun. God again presented Jesus, "This is my beloved Son. As I read the scriptures daily, words of Christ the Holy One, in my heart I'll hear God tell me, "This is my beloved Son. Hear Die geskiedenis van Matteus 4 eindig op 'n hoogtepunt.
Daar het engele gekom en hom gedien. Engele lewer diakonale versorging nadat Jesus die eerste stryd teen Satan gewen het. Sake word presies omgekeer ten opsigte van Genesis 3. Daar lees ons aan die einde van die hoofstuk ook van engele. Gerubs met flikkerende swaarde moes Adam en Eva uit die paradys hou, omdat hulle aan versoeking toegegee het. Die gerub staan daar op bevel van God. Die engele van Genesis 3 kan in Matteus 4 die swaard bære en die jakens wees, dienslewer, liefdesdiens, versorgingsdiens, beskermingsdiens. Daardie diens geld vir ons vandag. Die Vader in die hemel hoor die gebed van sy strydende kerk op aarde. Lei ons nie in versoeking nie. Hy verhoor die bede. Hy stuur sy engele uit om sy gelowige kinders in die wêreld van die bose te bewaar. God is magtiger as die duiwel, onvergelykbaar magtiger. In sy seun is ons meer as oorwinnaars, Romeine 8 vers 37. Teen die magtige wapen van die woord en die gebed het Satan geen skyn van kans nie. Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Maar dan moet ons wel met daardie wapen bewapen wees. Kom ons lees saam die gebeure van Jesus se versoeking, sy Damaskus moment vir 40 dae en 40 nagte daar in die woestyn hier in Matteus 4 vanaf vers 1 tot en met 11. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker, die verleier, die Satan het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." Maar Jesus antwoord: "Daar staan geskrywe, it is written. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Jesus haal aan Deuteronomium 8 vers 3. Vers 5. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Jesus haal aan uit die Ou Testament, Psalm 91 vers 11, Psalm 91 vers 12, daar staan geskrywe. Vers 7, Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie." Jesus haal aan Deuteronomium 6 vers 16, vers 8, toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom: "Dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid." Maar Jesus antwoord hom, wat sê die Here Jesus vir hom? "Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Jesus haal aan Deuteronomium 6 vers 13. Daarna, vers 11, het die duiwel hom met rus gelaat en daar het 'n engel gekom en hom versorg. Kyk wat doen Jesus. In die versoekingsstryd, in sy Damaskus oomblik, gaan hy terug na God se woord, sy Vader se woord toe. En hy sê elke keer wanneer die duiwel hom versoek, daar staan geskrywe. En dis presies wat ek en jy moet doen. Wanneer ons in daai moment van versoeking kom, moet ons aanhaal en vir die Satan, die verleier, sê: "Satan, daar staan geskrywe. Die Here is my herder. Ek sal niks kort kom nie." Psalm 23 vers 1. Prys die Here dat ons sy woord het om die Satan mee te staan, want hy's lustiger as lustig en hy's brullender as 'n brullende leeu. Maar weet verseker en onderskei daai brul, want sy bril is vals.
Sy bril wil jou verlei om die verkeerde pad te vat. Gaan terug na die woord van die Here toe en haal dit aan deur te sê, daar staan geskrywe. Kyk wat doen die Satan. In Matteus 3 vers 17 sê God ons Vader, en ons hoor sy stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Kyk wat doen die Satan. Die Satan sê vir Jesus, as u die seun van God is, sien u die verskil. God sê vir sy kind, sy geliefde, dit is my geliefde seun, en Satan kom sê, as u die seun van God is, hy haal die woordjie geliefde uit. En dit is die belangrike verskil. Ons gaan die Satan teestaan en ons staan hom te met die woorde van Jesus, daar staan geskrywe, soos wat Jesus ons leer, God se geliefde seun. Dit is hy vir wie ons lief is en wat ons lief het, wat hierdie moment op sy Damaskuspad moes deurgaan, sodat ek en jy vandag kan staande bly teen die bose verleier, die bose een se versoekings. En ons kan dit doen, want die woord van die Here sê ons kan dit doen. Nou hoe doen ons dit? En hiermee sluit ons af. Ons trek Jesus aan, die Christen se wapenrusting. Ons lees dit in Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot en met 17. Ons begin lees in vers 14. Trek Jesus se wapenrusting aan. Ons as gesin doen dit by Bybelstudie elke oggend. Ons trek Jesus se wapenrusting aan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Die vryspraak deur God as borsharnas. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose afweer. Sit verlossing as helm op die kop en vat die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees, dit is die woord van God. En dit is presies wat Jesus in sy Damaskus moment met sy versoeking in die woestyn gedoen het. Hy het die woord van die Here gevat, die woord van Abba Vader, die swaard van die Gees, die woord van God, en hy het Satan tereggewys deur te sê, daar staan geskrywe, so sê die Here. Mag dit vir ons hoop gee in hierdie donker wêreld. Ons bly staande teen versoekings, want die Here is by ons. Hy behoed en bewaar ons. Hy beskerm ons. Hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Tweede ding, versoeking kom nie van God af nie. Dis die Satan se gemors. Dit is sy walglike manier van aanval teen ons. En onthou een ding, moenie teen die Satan beklei. Moet dit nooit doen nie. Nee, wys hom tereg op dit wat God in sy woord vir ons sê, deur sy woord aan te haal. Ek hoop julle het hierdie uitsending geniet, soos wat dit vir my lekker was, om dit dan ook aan julle oor te dra. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Onthou, as die Satan lustig raak, wys hom op die waarheid. Gebruik die swaard van die Gees, die woord van die Here. Jy's toegerus met Jesus, jy's toegerus met die wapenrusting van die Here, en sê vir hom, daar staan geskrywe, so sê die Here. Tot volgende keer. Ons hoor graag van u. Skryf aan ons by info.ministry.reconciliation@gmail.com. Jesus en ons is baie lief vir elkeen van julle wat hier luister. Tot volgende keer. Ja, amen.